Here God, ons staan, ons sit, ons sing, ons is hier in U teenwoordigheid. Here, wat 'n voorreg om U naam aan te roep en te sê, ons besef, ons is gemaak vir meer as wat hierdie wêreld verkoop. Here, ons het onmeetbare potensiaal. U het dit in elke een van ons gesit en ons moet dit ontdek en ons moet dit ontgin. Here, kom vanoggend en kom gebruik die boodskap om vir ons dit oop te breek, om vir ons te wys wie ons is, wat U ons gemaak het om te wees, en mag ons opstaan en uitstaan in die wêreld daar buite, sonder vrees. Nie om onsself te eer nie, maar om U te eer. Nie om die lig op ons te skyn nie, maar om die lig op U te skyn, Here. Dit bid ons in U naam en met groot afhanklikheid. Amen. Ek wil welkom sê weer eens vir elke een van julle en vir die wat saam met ons aansluit by die video. Dankie vir die amazing worship wat ons saam kon beleef. En ja, ons vanoggend, ons het in die begin van Desember laas jaar het ons begin om die Nuwe Testament deur te lees, 1 hoofstuk elke weeksdag. Dis op ons kalenders aangedui en ons het, en op die blaadjie wat jy ontvang het by die deur op die voorblad, is dit aangedui. En hierdie week het ons begin met Johannes. En die Here het vir my hierdie amazing boodskap gegee uit die eerste 2 hoofstukke van Johannes uit, en ek wil vanoggend dit met jou deel. So vanoggend se tema is, wie is jy? Nou, ons leef in hierdie wêreld van sosiale media, en as jy 'n besigheid het, dan kry jy gewoonlik tipe van hierdie posts, of jy het 'n skool of wat ook al. Hier is ons nuwe onderwysers vir die nuwe jaar, daar's Marenski en Ben Foster en die laerskool se onderwysers vir hierdie jaar, en daar's Santa, en daar's shuttle services en Franshaw Paper wat hulle shuttle. En jy sê, hier is my span, dis die mense wat by ons werk, ensovoorts. En ons stel onsself bekend aan die wêreld om te sê, hoorie, maar jy kan my vertrou, jy kan hierdie besigheid vertrou, hierdie mense wat by ons werk is gekwalifiseer en hulle is amazing, en jy kan vertrou dat jou kind is veilig by ons skool en is in goeie hande, of wat ook al ons doen. En ons leef in hierdie wêreld, en ek weet nie of ons altyd besef die verskil, ek en jy, nie daai posts het te doen, hulle is amazing en is great, maar of ons altyd besef dat daar's 'n verskil tussen wat is ek en wie is ek. Ek is 'n leraar. Agter my naam het ek die voorreg om te skryf VDM. VDM beteken Verbum Dei Minister, of bedienaar van die goddelike woord. Dis wie ek is, maar dis nie wie ek is nie, dis wat ek is. En ons verwar die twee. As jy vir my sê, maar jy verkoop karre, dan sê ek, maar dis wat jy doen. Dis wat jy is, dis nie wie jy is nie. Wie ek is iets wat behoort tot my karakter, tot by wat maak ek op hierdie aarde. En Johannes, jy kan jou Bybel, as jy hom hier het, kan jy saam met my blaai na 1 Johannes toe. En terwyl jy soontoe blaai, gaan ons doen wat ons begin doen het aan die begin van hierdie jaar, elke keer as ons God se woord oopmaak, en agter in die kerk op die boekrak, of agter in die gebou, hierdie is nie 'n kerk nie, jy's die kerk, agter in die gebou daar op 'n boekrak is daar so 'n dingetjie wat jy voor in jou Bybel kan plak, en hy's ook in die vorm van 'n boekmerk as daar nog oor is, wat hierdie verklaring op het, wat gebore is uit God se woord uit, en iets wat ons verklaar, en wat ons sê oor onsself, om te sê, maar hoekom lees ek die Bybel? Ons begin met 1 Timoteus 3 vers 16, wat sê, hierdie is my Bybel, dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees. Hierdie Bybel wat ek en jy nou gaan lees, is deur God geïnspireer. Hy het mense gebruik om elke woord daarin te skryf, en dit te vertaal. God gebruik dit om my te onderrig, om verkeerdhede te weerlê in my lewe, om my te reg te wys, met ander woorde so 'n bietjie oor die vingers te tik, so nou en dan, om by my 'n regte leefstyl te kweek. Hoekom? Want God wil dit gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping op aarde. Dis nie net ek wat 'n roeping het en hier voor staan nie. Elke een van ons het 'n roeping waar ons leef en ons werk. God gebruik sy woord om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek hierdie Bybel lees, verklaar ek is oop en ek is ontvanklik. Met ander woorde, ek kom nou in die Bybel met my agendas nie. Ek kom nie na die Bybel toe en sê, Here, ek soek 'n nuwe kar, wys uit die Bybel uit, dis reg nie. Jy kom en jy sê, Here, praat met my. Wanneer ek die Bybel lees, is ek oop en ek is ontvanklik.
bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. En dan spreek God, ek luister. En nou gaan ons 1 Johannes Johannes 1 oopmaak, en ons gaan lees oor wie is Jesus. In Johannes 1 vers 1 tot 5, dis die naaste wat die Johannes evangelie kom aan 'n geboorteverhaal van Jesus. Maar Johannes begin die geboorteverhaal van Jesus in die ewigheid. En die ewigheid het nie 'n begin of einde nie, dis net die ewigheid. En Jesus bestaan van ewigheid af saam met God en God se Gees. Die drie eenheid, en daarom kom Johannes en hy stel Jesus voor en hy sê, wie is Jesus? Hierdie Jesus oor wie hierdie hele boek Johannes gaan. Hy sê, hier is Jesus. Heel aan die begin het die woord, dit is Jesus, of die Griekse woord logos, heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Met ander woorde, toe die wêreld begin het, daar in Genesis, toe Jesus klaar bestaan. Die woord was by God, en die woord was self God. En in my en jou brein kan nie hierdie konsep verstaan nie, maar jy is supposed to be om dit te verstaan nie, jy is net supposed to be om te sê, wow, dis ongelooflik groot, of dis gelooflik groot. Hy, dit is Jesus, was reeds in die begin, in Genesis, by God. Alles het deur hom ontstaan, met ander woorde, God het hierdie hele skepping, wat ek en jy in leef en werk, het God deur Jesus aan mekaar gesit, en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan het nie. Nie een ding nie, beteken jy. Jy bestaan, ongeag wat jou pa of jou ma oor jou gesê het, jy, die boom in jou tuin, elke ding op hierdie aarde wat bestaan, het ontstaan omdat God gesê dit moet ontstaan. Selfs bossies en vliee en muskiete, maar Jesus het gesê, sorry, dis nou die straf vir sonde. Daar was nie bossies en vliee en muskiete in die paradys nie, glo ek. Net goeie goed. Nie goed wat ons irriteer en kwaad maak en laat sonde doen. Het 'n muskiet jou al laat sonde doen, 'n muskiet het my al laat sonde doen. Sien, daar stop ek myself. Nee, daai ding wat jy sê, as jy, my vrou lag haar dood, want ek is 'n muskietmagneet. Ek lê in die bed, dan vlieg hulle bo oor haar, want die venster by haar is oop, want sy kry warm, nee, dan maak sy die venster oop. Dan vlieg hulle bo oor haar, dan kom, dan klap ek my eie oor. Dan lag sy aan mors dood. En dan gaan staan ek buite, so konsensieus soos ek is, en liefdevol en so, gaan staan ek buite, spyt my met peaceful sleep, sodat ek nie julle lug om haar besoedel nie. En dan as ek staan ek buite en maak ek so dat ek eers droog word, en dan klim ek terug in die bed, en terwyl daai hele proses gebeur, is ek besig om sonde te pleeg. So ek is redelik seker, want in my kop gebeur allerlei gedagtes oor wat ek met muskiete wil doen. En ja, eendag sal ek vir die Here vra hoekom, maar alles wat bestaan, het deur hom ontstaan. In hom was daar lewe. In Jesus was daar lewe, en dis die lewe wat hy vir my en vir jou gebring het, en moontlik gemaak het aan die kruis. En daardie lewe het gedien as lig vir mense. Daai lig skyn in die duisternis. Ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. En Jesus gaan dan verder, en ek wil jou challenge, ek gaan nie vir jou sê waar dit staan nie, en moet asseblief nou nie gaan Google nie. As jy saam met ons hierdie ding doen, van 1 hoofstuk op 'n slag lees, daar's 7 skatte in Johannes. Die Johannes Evangelie het 7 stellings, wat uniek is tot die Johannes Evangelie, waar Jesus sê, ek is die lig, ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder. Hy maak 7 sulke stellings. En jy moet kyk of jy hulle kry, en as jy hulle kry, dan teken jy so skatkussie langs hulle, in jou kantlyn van jou Bybel, of in daai journal Bybel, daar op die lyntjies. En ek hoop jy ontdek dit, want Jesus kom en hy maak hierdie profound stellings. As jy hy sin lees, kan jy net daar stop en sê, wat beteken dit? As Jesus sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy, by my kry jy genoeg van wat jy regtig nodig het. As hy sê, ek is die lig, en jy voel jy is in die donker, dan sê jy, Here, ek het U nodig, U is my lig. U is die lig wat ek nodig het. As Eskom doodgaan, moet ek nie eers gryp vir 'n flits nie, ek moet eers gryp vir Jesus. Nee, en ek hoop jy ontdek dit, maar hierdie verse vertel vir ons wie is Jesus, en dan gaan Johannes aan, of die boek Johannes, en dit stel vir ons Johannes, die doper, voor. En ek wil vra, ons gaan so 'n bietjie skiep,
oor wat hulle oor mekaar sê en wat Johannes se boek daaroor sê, en dan wil ek net sê oor Johannes. Wat sê die Bybel oor Johannes spesifiek op 'n stadium? In 1 Johannes 19, hier aan die laaste vers, vra hulle vir Johannes het hierdie gesprek met die Fariseërs en die Sadduseërs, dan sê hy, wie is jy nou eintlik? Toe het Johannes getuig, want hulle vra hom nou, wie is jy? En dan kom Johannes en hy sê, en hy het voluit bly, ek is nie die Messias nie. En hulle antwoord hom toe, nou wie is jy dan? Is jy Elia? Met ander woorde, hulle het op 'n manier geglo in reïnkarnasie, of nie, maar Elia is mos lewend opgeneem met 'n koets, met vuur en whatever in die Ou Testament, hulle dalk gedink, Jesus het hom, of die Here het hom teruggebring aarde toe. En dan kom Johannes en hy sê, nee, ek is nie Elia nie, ek is Johannes. Maar ek wil net daar stop, want ons verstaan nie die impak van net die naam Johannes. As Johannes sê, ek is Johannes, dan sê hy, ek is God se geskenk vir jou. Want dis wat sy naam beteken. God se geskenk. So Johannes kom en hy sê, nee, ek is nie al hierdie goed, niks nie Elia, niks nie die Messias wat sou gekom het nie. Ek is Johannes, God se geskenk. En dan sê hy, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord kan gee aan hulle wat ons gestuur het. Wat het jy oor jouself te sê? En sy reaksie is dit. Toe Johannes moes sê, wie is hy in sy essensie? Toe sê hy, ek is 'n stem wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit. Toe Johannes moes sê, wie is ek? Toe sê hy, die kern van my wese, my purpose, dit wat ek maak op hierdie aarde, dit wat God my gemaak het om te wees, is ek is 'n stem. Nou dit kan my en jou laat voel, as ek en jy sê, okay, ek is net 'n stem. Ek voel ek's meer as 'n stem. Ek het ore en ek het hande en ek het voete en ek's nie net 'n stem nie. Imagine in jou kop, ek dink in prentjies. Dan dink ek hierdie. Het julle al strokies prentjies gekyk waar daar net lippe is wat beweeg? Was dit nie knersies wat sy lippe kon uithaal? Met knersies en was daar nie monde was daar nie in daai storie monde wat beweeg het nie? Hoekom onthou Shamaine, help my asseblief, in knersies was daar 'n storie met tande wat beweeg het en praat? Ja, my kop raas. Ek moet dit weer gaan Google. As jy moet gaan Google om agter te kom waarvan ek praat, dan is jy jonk en onervare. Nee, ek speel sommer nie. So as ek hierdie hoor, ek is 'n stem, dan dink ek aan 'n mond wat beweeg en daar's niks anders nie, dis net 'n mond. Maar Johannes kom en hy sê, as jy my vat tot by my essensie, dis wie ek is. So vanoggend kom die Here en hy vra vir my en vir jou, wie is jy? Wie is jy? En sy woord gee 'n antwoord. En jy gaan dit soos wat jy die Nuwe Testament deurlees, gaan jy dit ontdek. Want in Johannes kom Jesus en hy sê ek is. Maar in Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, kom Paulus en al die ander skrywers van die Nuwe Testament en dan kom hulle en dan sê hulle, maar dis Jesus en dis wie jy is as gevolg van Jesus. En dis wat ek vanoggend wil kom doen. Ek wil hierdie ding vat van wie sê die Bybel is Jesus en wie sê die Bybel is Johannes. Wil ek kom en ek wil dit maak en vir jou sê, maar jy moet vir jouself die antwoord vind. As ek weet wie is Jesus en ek sien in die Bybel Johannes het geweet wie is hy in verhouding tot Jesus, wat maak hy? Hoekom het Jesus hom nie gesit? Ek en jy moet weet wie is ons in verhouding tot Jesus, want die Bybel verkoop vir ons 'n stel leuns. Want een van die antwoorde wat ek soms vir myself gee, in my swakheid, in my vleeslikheid, is soms as ek 'n fout maak, dan sal ek iets sê soos, ek is 'n loser. Of ek sal sê, jou idiot. Want ek doen iets wat stupid is. Of ek loop tot by die yskas en ek kan nie onthou wat ek daar gemaak het nie. Of my vrou sê vir my iets en dan sê ek, vrou, hoorie, het jy gehoor van so en so? Dan sê sy, maar Johan, ek het nou net vir jou gesê. Ek het nou net vir jou gesê, so en so het gebeur. Dan voel ek soos 'n aap. Maar is ek 'n aap? Dis debatteerbaar, asseblief nie antwoord nie, en Shamaine. In elk geval, sy sal sê, dit hang af wanneer jy my vra. Maar ons doen hierdie ding. En dis gefuel deur hierdie wêreld waarin jy leef, van tydskrifte wat jy oopmaak en Instagram wat jy oopmaak met al sy filters en whatever, wat jou laat voel,
jy voldoen net nie aan die standaarde nie. Jy het nie wat almal sê jy moet hê nie, jy lyk nie soos almal sê jy moet lyk nie, jy doen nie wat mense wat jy dink suksesvol is doen nie, en dan voel ons al hierdie leuns oor onsself. En die Here wil vanoggend jou op 'n manier kom bevry daarvan, deur te sê, kom ons stroop al hierdie plastiek crap af wat die wêreld aan ons probeer verkoop, en kom ons kyk na onsself deur God se spieël, of deur God se vergrootglas, in God se spieël, deur God se vergrootglas, nê? So die Bybel begin met wie is ek voor ek Christus ontmoet, en die Bybel som dit in een sinnetjie. Hy sê dit op 'n klomp plekke in die Bybel, en Jesus sê dit op 'n klomp plekke vir die mense terwyl hy op aarde was. Hy sê goed soos bekeer jou, want die koninkryk van God het daarby gekom. Bekering beteken jy is op die verkeerde pad, draai om. Maar Paulus maak dit verskriklik maklik. Hy kom en hy sê jy is 'n sondaar. So ek wil vir jou vra, as jy, kom ons maak of jy nog nie Jesus ontmoet het nie, en nou sê jy vir jouself, wie is ek? Dan sê jy in jou kop vir jouself, moenie dit hardop sê nie, net nou glo jy dit vir die res van jou lewe, want dit is net gedeelte van jou lewe waar. Ek is 'n sondaar. Ek was 'n sondaar. Nou is ek 'n verloste kind van God wat soms 'n fout maak. Ek is nie meer in my wese 'n sondaar nie. Daai wese van my is verander deur Christus se dood aan 'n kruis. Wat ek aanvaar het. Ons het in die week het ek 'n dagstukkie daaroor uitgestuur en vir jou gesê Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En in daai dagstukkie, dis op ons Facebookblad en op ons Instagram ook, is daar 'n gebed wat jy kan bid. As jy wil seker maak dat jy wil en jy wil weet dat jou kaartjie vir die hemel, dat jou plek in die hemel vir jou bespreek is. As jy wil weet dat jy die ewige lewe het. Daai het vir my gebeur toe ek op skool was, en sedertdien is ek nie meer Johannes voor Christus, of Johan voor Christus nie, ek is Johan na Christus. Nou dit kan jy gaan Google. Gaan tik in as jy lus is eendag vir bietjie Bybelstudie ekstra as die wat jy tans besig is om te doen saam met ons, en jy gaan tik in op Google, Who am I in Christ? Dis 'n amazing Bybelstudie. Dankie Google. Nee, Google is nie net 'n slegte ding nie. So ek het net van hulle gaan haal. Ek het dit in elk geval geweet, maar ek het net gou gaan kyk waar staan hulle. Ja, Google my herinner waar in die Bybel staan dit. Johannes 1 vers 12 het ek sopas gekwout. Wie is ek nadat ek Christus ontmoet het? Ek is 'n kind van God. Met ander woorde, die stelling sondaar, ek is 'n sondaar, is nou 'n leuen. Wie ek is, het verander. Ek is 'n kind van God. 2 Korintiërs 5 vers 17 kom Paulus en hy sê, die wat in Christus is 'n nuwe skepping. Ek is oorgemaak. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Nee? In die afgelope week of 2 het julle dalk gesien, ek het my Vespa wat hier voor in die portaal gestaan het, ek verkoop. Toe ek hom gekry het, was hy hierdie stikkende ding wat in 'n stoor gelê het vir jare, en ons het hom uitmekaar uitgehaal en weer aan mekaar gesit en hom oorgedoen en nuut gemaak. Heeltemal nuut gemaak. En nou was ek dom en stupid. Ek was nie dom en stupid nie, ek het iets gedoen wat sommige mense beskryf as dom en stupid. Sien hoe maklik sê ons iets, maak ons iets deel van ons identiteit. Ek het 'n Land Rover gekoop, en ja, julle kan nou maar, en hy's stikkend, en hy's op blokke, en ek wil dieselfde doen met die Vespa's wat ek gedoen het, om hetselfde met die Land Rover doen, soos ek met die Vespa gedoen het, met hulp natuurlik, want ek is eintlik, ek weet nie wat die verskil tussen 'n carburetor en 'n alternator nie, om daai ding nuut te maak en oor te maak, sodat ek kan voel hoe voel dit om te doen wat Jesus doen, om iets te vat wat verlore is op 'n ashoop, ek sondaar, en dit nuut te maak, en 'n nuwe skepping te maak, en dis wat God van my sê. En dan kom Efesiërs 1 vers 4 en hy sê iets amazing oor jou. Hy sê jy's geliefd deur God. En in hierdie wêreld, een van die goed wat ons die meeste voel, is verwerpe. Eenkant gestoot. Jy's by die skool, jy's nie deel van die kliek nie, jy gaan waar sit jy toe? Jy kom nie aan met die regte kar nie, of jy het nie jou eie woonstel nie, of jy het nie 'n kredietkaart soos iemand anders nie, of jy begin by jou werk en dan begin jy hier op Grassroots, hier net een tree bo die een wat die vloere vee, en dan kyk jy vir die CEO wat intrek met, en dan voel jy, maar ek's nie deel van daai kliek. En ons hele lewe, selfs soms by die huis, selfs soms in jou ouerhuis, mag die Here verhoed dat dit soms so voel, maar dit voel soms so, en is die Bybel, die duiwel se leuns in ons ore, wat vir ons sê, maar so en so is nie regtig lief vir jou nie, jy irriteer hulle eintlik, jy is nie geliefd nie.
Hulle wil nie tyd saam met jou spandeer nie, hulle nooi jou nie vir daai rugby in die losie nie. So hulle like jou eintlik nie, nê? Maar eintlik like hulle my, hulle het net nie plek vir my. Sien hoe werk ek dit in, nê? Nee, dis lelik. Ek speel, gaan geniet dit. Ek kan in elk geval nie gaan nie, maar die volgende dag moet ek preek. So, dis die punt. Nee, en dan kom Efesiërs 2 vers 10 en Paulus kom en hy sê, jy is God se maaksel. Toe jy Jesus ontmoet het God jou gevat en hy het jou oorgemaak. Ek het een keer die voorreg gehad in my lewe, dit was die scarieste oomblik van my lewe. Toe ek fisies teenwoordig was, toe 'n duiwel uit 'n vrou gedryf is. Dis 'n vrees aan jou hande ervaring. Jy het dit een keer beleef, mag die Here gee dat ek dit nooit weer beleef. Die vrou het in die vertrek ingestap en jy kon sien, sy's hierdie harde, strak mens. Die goed wat uit haar, jy hoef nie eens 'n woord te luister nie, jy kan sien, sy is net 'n bol negatiewe energie en sy's kwaad en sy het woede en sy het haat in haar oë en sy het hierdie harde gesig wat lyk of sy honderde kilometers grondpad gery het. En die persoon wat die gawe het om duiwels uit te dryf, want dis 'n gawe en dis nie sommer iets wat jy sonder handskoene moet aanvat nie, jy moet weet wat jy doen. En jy moet God deel wees van daai hele situasie en hy kom en hy sê, Johan, ek gaan vra bid en jy bid vir my. En my vrou het by die huis vir my gebid sodat die duiwel weggaan en nie binne in ons inklim nie. En in elk geval, en hy begin bid vir hierdie vrou. En sy val op die grond neer en hy het vir my gesê, skuif al die meubels eers weg en sy val op die grond neer. En sy begin maak soos 'n dier. Sy brul en sy maak allerlei diergeluide en toe die duiwel haar verlaat. Sal nooit in my lewe, dit was soos immediate plastic surgery. Haar hele gesig het so sag geword. En die lig het teruggekom in haar oë. En sy het opgestaan en sy het geglimlag. En Jesus kom en hy sê, ek en jy is op 'n manier so. Nie noodwendig so radical nie, maar Jesus het gekom en toe hy by die kruis gaan kniel het en gesê, Here, hier is ek is 'n sondaar, vergewe my, maak my 'n kind. Toe hy daai gebed gebid het, het hy jou gevat en hy het gesê, die wêreld en skool en varsity en verkeerde pelle en whatever, het iets van jou gemaak wat jy nie moes wees nie. Ek maak jou oor. Nou word jy my meesterstuk. Romeine 8 vers 37, jy's meer as 'n oorwinnaar. Ek is nie 'n loser nie, ek is 'n oorwinnaar in Christus. Selfs al kom ek laaste by die atletiek, want ek's nie gemaak om te hardloop nie. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 20, jy's 'n ambassadeur, jy's 'n ligdraer. Jou lewe moet wys wie is God, wie is Jesus, wie het God my gemaak. En so daai lys is eindeloos lank van wie is ek in Christus. So ek wil jou weer vra, wie is jy? En dan wil ek vir jou iets wys wat jy na die tyd gaan kry as 'n geskenk van Dynamis af, en ek wil hê julle moet asseblief vir my vrou dankie sê na die tyd as jy lus is, of moenie gee vir die Here die eer, want die Here het vir haar die idee gegee. Ek het my preek na haar toe gevat en ek het vir haar gesê, dis vir die Here vir my gegee het. En toe sê sy vir my hierdie inspired words en sy sê vir my, maak 'n boekmerk. Mense moet dit weet. So na die diens sal jy die volgende, hierdie voor Christus, na Christus sal jy op 'n boekmerk kry en daar's meer in die Nuwe Testament wat jy kan gaan ontdek. En dat jy gaan ook hierdie kry. Die Here wys toe vir my dat ek Johannes 1 vers 1 tot 5 kan oorskryf vir my en jou nadat ons Christus ontmoet het. So dit klink so. Van my weergeboorte af, toe Jesus my oorgemaak het ek werklik begin bestaan. En ek was by God. En God was by my. Ek was van daardie dag af een met God. Ek het deur hom werklik begin bestaan. En sonder hom sal nie een ding wat ek is of wat ek doen bestaan nie. In hom het ek die ewige lewe. En hierdie lewe moet dien as die lig vir mense. Sy lig skyn deur my in die duisternis. Ja, die duisternis sal dit nie uitdoof nie. En dis wie hy is. Dis wie God jou gemaak het. Hy het jou wese, die kern van jou bestaan, jou karakter, gaan reset tot dit wat hy gemaak het, tot toe jy gebore is, voor die wêreld jou verrenoveer het. En dan
kan ons ook daai teks wat Johannes gespreek het, oor homself, moet jy hiermee uitstap, en jy moet gaan sê, ek is 'n stem wat roep by Wenbeck, en by Cherry Tsanin, en by, ek weet nie wat julle waterbesigheid se naam is nie, en in die Landros kantoor, en op die paddlebaan, en by Pleito waar ons koffie verkoop, en op alles beste, en by die laerskool. Ek is die en met die geel masjiene. Ek is 'n stem wat roep in Dynamis. Ek is 'n stem wat roep by my skool, by my werk. Maak die pad vir die Here reguit, want hy staan agter my. Dis wie hy is. Maar net toe hierdie verskriklike nice boodskap in my gedagtes ontstaan, toe herinner die Here Jesus my aan die laaste woorde van Johannes 2. Ek wil dit saam met jou lees, jy hoef nie so toe te blaai, net op die skerm. Sorry, daai is verkeerd, dis Johannes 2 vers 25. Wat's my PowerPoint sonder 'n foutjie? Dis soos die Here wat kom en hy het vir hierdie preek 'n disclaimer geskryf, jy weet, een van daai waarskuwings voor jy 'n movie sien. Voor jy hierdie boodskap vat en dink, nou is ek amazing, voor jy kom en sê, ek is 'n meer as oorwinnaar, dan kom hy en dan sê hy, wow. Ek jou net herinner ietsie, wat ek van jou weet. Hy, dit is Jesus, het nie nodig gehad dat iemand hom oor jou as mens, of my as mens, of oor enige mens sou inlig nie. Want hy het self kennis gedra van wat in 'n mens aangaan. Een van die mees scary verse in die Bybel. Ek gaan jou weer vra, wie is jy? En dan kan jy dalk, soos ek, kom en sê, ek was 'n sondaar, maar nou is ek 'n kind van God. Maar dan gaan ek vir jou vra, is dit waar van elke aspek van jou lewe, of is daar van hierdie stukkies wat jy vir jouself hou, of wat jy nie vir die Here gee nie, of wat die Here nie van moet deel wees nie? Stukke van jou lewe, stukke van wie jy is as mens, en wat jy doen as mens, waar God nie heeltemal welkom is nie, of God nie ingeëer word nie. Sien, die Bybel kom, die Here kom en hy sê, ekskuus my skoonma, ek dink nie my skoonma het gesê nie, iemand anders het dit gesê, ek weet nie hoekom ek dink my skoonma het gesê, maar ek dink nie sy het gesê. Ek het eers eendag die uitdrukking gehoor, dis 'n bietjie kras, maar dit sê dit soos dit is. Ek het eers eendag gehoor, hierdie uitdrukking, en jy mag hom neerskryf, en jy mag hom my quote, en ek dink is geïnspireerd, maar is so bietjie voor Christus reg. Baie mense, en dis wat die Here pla oor my en jou. En ek vra om verskoning, is dit wat ek nou gaan sê 'n bietjie hard op jou oorval, maar dalk het jou gees nodig om die waarheid so bietjie harder te hoor as gewoonlik. Daar's hierdie uitdrukking wat ergens in my kop leef en wat soos 'n vraag is aan myself soms. Die uitdrukking is dit: party mense het die Here in hulle hart en die duiwel in hulle gat. Nee? En jy weet presies waarvan ek praat. Die Here kom en hy vra vir jou vanoggend, wie is jy? En dit moet 'n 100% antwoord wees. Daar's nie, jy kan nie leef vir Christus en leef vir die wêreld nie. Ek het eendag so 'n preek gemaak met 2 lere. En ek het hom probeer klim en gekyk hoe hoog kan ek klim met 'n voet op elke kant voordat ek my bene breek. Jy kan nie albei wees nie. So vanoggend kom vra die Here jou hierdie vraag, wie is jy? En hy kom sê vir jou, jy kan nie vir God lieg nie. Hy ken klaar die antwoord van die vraag. So ek gaan nou 'n musiekvideo speel, en as jy die video kyk, gaan hierdie stuk van die video gaan uitgesny wees. Die lied se naam is One More Day, en ek sal hom saam met die video uitstuur, die YouTube link. En op Facebook sal ek ook die YouTube link bysit, en die boekmerk wat julle na die diens kry met al hierdie inligting op, sal ek ook uitstuur op WhatsApp en op Facebook post as 'n image. Maar terwyl hierdie lied speel, want hy begin met
I'm a sinner. En dan sê hy hoe het God hom verander. En hoe God dan elke dag vir jou 'n nuwe dag gee om dit te gaan leef, dit te gaan wees. Ek wil vir jou vra, luister die woorde, kyk die woorde, maar terwyl jy dit hoor, praat met God oor wie jy is, en wie hy wil hê jy moet wees, en wie hy jou gemaak het om te wees. En dit gaan jou dalk 'n rukkie vat, so daarom het jy die boekmerk om huis toe te vat, en so bietjie daaroor te gaan top. Vandag het jy nie 'n hoofstuk om te lees nie. Jy kan vanaand hierdie hoofstuk so bietjie Bybel, of hierdie boekmerk, hy lyk so net baie kleiner, kan jy hierdie boekmerk vat en bietjie daaroor gaan Bybelstudie doen en vir die Here dankie sê, maar vir nou, luister hierdie lied, en daai donker kolle in jou lewe waar God se lig nog nie geskyn het nie, gee dit vir die Here. Kom ons sit en ons luister dit saam. Here God, U het vir ons nog een dag gegee, nog een boodskap, nog een vasloop in U, sodat ons met onsself gekonfronteer kan word. U het vir ons gewys wie is U, U het vir ons gewys wie was Johannes, en toe die vir ons kom vra, maar wie is jy? Is jy nog vasgekeer in die voor Christus, of het jy jou hartjie vir my gegee, en is daar stukke van jou wat nog nie verlos is nie, wat jy nog nie vir my gegee het nie? Here, ek weet nie wat is waar van elkeen hier nie, ek kan net praat namens myself en sê, Here, elke dag wys U nog vir my stukkies, klein stukkies wat oor is, stukkies donker. Here, of plekke waar ek teruggeval het in my geloof, of waar ek gestruikel het in sonde. Here, ek wil kom en ek wil dit kom bely, ek wil sê, dit is nie wie ek is nie, en dit is nie wie ek wil wees nie. Dit is nie wie U my gemaak het om te wees nie, en dit wil ek bid namens en vir en hoop, dat elke een saam met my dit wil bid, en sê, Here, ek hou nie altyd van wie ek is nie. Dankie Here Jesus dat U my kom oormaak het, ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is kind van God, ek is geliefd, ek is meer as oorwinnaar, ek is U ambassadeur, ek is U lig wat skyn in die donker, ek is U stem wat moet gaan roep, daar in die woestyn daar buite, waar ek leef en werk, en mense smag na U woord, en U water, en U lig, en U liefde. Here, gee vir my asseblief, as dit in U groot genade moontlik is, gee vir my en elke een hier môre nog 'n dag, om terug te gaan na waar ons leef en werk, en te gaan wees wie U ons geroep het om te wees, 'n lig wat skyn in die donker, 'n lig wat nie uitgedoof kan word nie, selfs al gaan skyn ons dit in 'n hospitaal waar ons kind siek is, selfs al gaan skyn ons dit in 'n dokter se spreekkamer waar ons wag vir 'n uitslag, selfs al gaan skyn ons dit met die pyn in ons liggaam, of die ouderdom van ons liggaam, of die vrees van werkloosheid, of die swaard wat oor ons koppe hang, van een of ander ding wat ons verkeerd gedoen het, en die gevolge moet ons face, of 'n huwelik wat verbrokkel, of kinders wat ons nie meer bel nie, of ouers wat ons, wat ook al, Here, in die wêreld daar buite ons realiteit is, mag ons daar nog steeds weet wie ons is in Christus, ten spyte van die leuns wat die wêreld verkoop. Kom Here, en ontvang ons lewens as 'n offer. Ons bring ook nou ons offer, ons tiendes, ons offergawes, vir U, uit gehoorsaamheid, uit dankbaarheid en in afhanklikheid. Seën U die 9 tiendes wat oorbly, en maak dit meer soos die brode en die visse, sodat alles kan dek, elke aftrek-order, elke ding wat nodig is in ons lewe. Dankie Here dat U ons seën met meer as wat ons nodig het. Ontvang ons tiendes en ons offergawes. Ons gee dit met blydskap. Amen. Jy kry nou die geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ja, is God se woord nie 'n lamp vir my lig en 'n voet, op daai saak, 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad nie. God het sy woord so mooi vir ons vanoggend oopgebreek, en daarom wil ek God se woord oor jou uitspreek as 'n seën. En vir jou sê, soos ons hierdie Bybel deurlees, of die Nuwe Testament deurlees, hoofstuk vir hoofstuk,
soos ons 'n journey in hierdie wêreld gaan instap, hier by hierdie deur uit, in die wêreld daar buite, spreek ek hierdie woorde oor jou. Mag die Here se woord die lamp wees vir jou voete, die lig vir jou pad. Mag jy in God se woord ontdek dat God vir jou sal goed wees en vir jou goed is, dat hy vir jou sorg en sal sorg, dat hy jou raak sien en altyd sal raak sien, dat hy vir jou sy liefde gee en altyd sal gee, dat hy jou goedgesind is, dat alles wat sleg is, dat niks wat sleg is van God afkom, dat God jou goedgesind is, en dat hy vir jou voorspoed wil gee. So verbind hy hom aan jou, want jy is sy kind, en hy sal jou elke dag seën. Amen.